Okay, so die implemente raak groter en wyer en so voorts, nee, maar jy sukkel nog bietjie met die kunsmis. Die kunsmis wil nie so lekker bykom nie. Kort jy 'n staak kunsmis waar. Hulle het hom al so 'n paar seisoene hier deur sy pieces gedruk. Ek praat met Tero en hy gaan my bietjie deur daai ding vat en presies wys hoe werk hierdie besigheid. Maar dik gebou, soos wat jy sal verwag. Kom ons check. Tero, hoe lyk dit? Goed om jou André. Nee, doodstil, rustig. Mooi. Jy sê jy het nou 'n kunsmiswa gaan bou, maar jy het hom nou eers mooi getoets voordat jy nou ernstig met die besigheid mark toe gaan. Vertel my 'n bietjie meer. André, Hoekom 'n kunsmiswa? Ek dink hierdie wa gaan nou vir sy seisoen 3, as ek reg is. Ja. Ons het 2 gebou. Ons het 'n baie goeie kliënt wat hulle ook maar eers wil toets se goeders. En ons het nou al die foute so bietjie saam tussen mekaar het ons dit nou uitgesorteer. Daar was foute. Ek gaan nie vir jou jok, ja, was foute. Maar ons het dit goed uitsorteer en ek dink die produk wat ons nou hier het is dit waarmee ons definitief gaan voortgaan aan mekaar. Want ek is reg as ek sê min mense weet julle boere actually ook nie. Nee, julle maak nie net implemente. Ons wil dit eintlik nie vir mense sê nie, maar dit is die waarheid. Maar ons boer nie groot nie, hy is maar baie klein. Maar ons probeer ons goeders maar hier toets, dat wat ons kan toets en ontwikkel en kyk wat kan. Hoeveel dink jy help dit met die ontwikkelingsgedeelte, die feit dat julle die goeders hier kan toets? Tjoepie, ek dink dit help baie. Ons het nou nie sulke groot klomp hektare nie, maar ons het genoeg ondersteuning van buurman en goeders as ons nou regtig iets wil toets en as ons uit kilowatts uit hardloop. Kyk, die buurman gaan nooit moan as jy vir hom sê, hoor ek het gou 'n waantjie of 'n ripper of iets daar wat ek bietjie weer wil toets nie. Nee, daar's nooit 'n teenstryd nie. So nee, dit hulle verwelkom dit. So dit help ons baie met die ontwikkeling, definitief. Baie. Verduidelik my toe julle nou die ding gaan bou, wat was die uitgangspunt? Wat het jy gesoek in 'n kunsmiswa? Okay, eerste ding wat ek gesien het wat vir ons so 'n bietjie uitgestaan het is alle kunsmiswaans het nie 'n lekker chassis nie. Ja. So ons weet ek sê ons is nou chassis bouers nie, maar ons weet relatief hoe om 'n chassis aan mekaar te sit en met goeie komponente van Hendrit af. So dit help ons baie. So ons het begin met die chassis. Dit was die eerste ding wat ons in gedagte gehad het. Die tweede ding is ons wou gehad het dat jy hom kan gebruik enige kant toe die wa. So jy kan hom vir die kunsmis gebruik. Jy kan graan uittap uit die augers as jy wil. Maar ons het hom gemaak dat hy kan bottom dump ook. As jy uit holgoed uit hardloop in 'n seisoen en dit gebeur mos in 'n oogwink. Ja. Baie kort nou. So jy kan met hierdie 2 sluise wat jy kan ooptrek na mekaar toe, want jy haak mos nou nie die augers in nie. Ja. Dan bottom dump hy nou alles ook nou vir jou. So dan het jy daarom 'n ekstra holding ook wat jy dan ook kan benodig. So jy moet sê as jy trek hulle net en dan basically maak hy hierdie sluis oop hierso. Hy trek net daai hele sluis uit die kant toe en uit daai kant toe. Yes, dan maak hy hom nou lekker oop uit 4 klein sluise wat nou een groot gat vorm. Ja. En ja, ek kan nou nie vir jou presies sê hoe lank vat hy om uit te bottom nie, maar dit is relatief seker vinnig. Ek meen hy loop nou teen gravitasie. En dan want alles kom maar nou daar by mekaar in elk geval. Ja, alles loop typer. Hierdie hokkie aan die agterkant het ons nou maar net ingesit. Dis nou maar vir die ouens as hulle nou hulle saad wil bære of waterkanne of kossakke. Ek weet nou nie wat hulle altyd hier bære nie. Ja. So hier binne is nou maar so 'n container deurtjie wat ons net ingesit het. So hierdie hele hok. Amper sê hierdie skynsgedeelte. Hier binne is bæreplek. So wat jy ook al binne wil sit, of dit nou saad is of hoe ook al. Ja, maar jy weet jy het altyd pakplek nodig vir jou saad. Jy moet. En wat deesdae belangriker is, as jy kunsmis saam. Ek wil net sê, maar moet jy sê jy moet jou saad nou al kan toesluit ook, nee. Jy moet hulle maar sluit. So ongelukkig. Yes. Dit gebeur ook deesdae. Want hierdie R8000 'n sakkie besigheid is nie meer jou maat nie. Mense wil nie graag van hulle net verniet verloor nie. So nee, as jy hulle nie in die grond sit, wil mense hulle nou nie weggee nie. Ek stem 100% saam met jou. Okay. En dan ja, verduidelik my gou die kunsmis gedeelte dan nou. Okay, die augers is eintlik heel eenvoudig. Jy swaai hom op. Dis 'n een-man operating wat jy kan doen. Ja, kom in, jy latch hom en dan het jy nou maar hierdie produk wat jy nou uitkoop. Ons koop hulle uit. Ons vervaardig nou nie die plastiek goeders nie. Yes. Maar dit is nou maar wat jy gaan gebruik. En dan kan jy hom nou net jy kan hom nou maar guide daar wil jy wil hê in en uitskuif. Hoe ook al en dan ja, hy stop ons nou maar self. En dan sy ook hidrolies aangedryf die auger. Hulle moet so lank wees vir die kliënt se spesifieke doeleindes. Yes. So dit is eintlik dis baie lank want hy moet baie hoog ingaan. Nee, maar onthou kyk as jy gaan kyk na ek dink nou maar sommer net van jou planters.
Is die kunsmisbakke is redelik hoog. Nee, hulle is hoog. Hulle is hoog, maar ek weet spesifiek hierdie ene hy moet ver gaan. So jy sal sien dit ek dink is amper 'n 7,5 8 meter auger. So dis 'n verskriklike lang. Okay, maar nou verstaan ek ook nou nie lekker nie. As ek nou dom hierso. Hoekom het jy 2 augers op? Is een nie genoeg nie? Man, die kliënt het hom daai tyd so bestel. Hulle akkers is lank waarmee hulle ry. As hulle kunsmistoediening gee. Of wat hulle nou kunsmiswaans moet aanry. So hy sit hulle 2, hy wil nie altyd uitry om te gaan draai nie. Wow. So dan kan hy kan enige kant wat hy kan uitgooi of hy kan hulle gelyk wat hy kan uitgooi as So hy kan letterlik as hy nou 'n land die kant en 'n land daai kant het, kan hy 'n planter hê wat soontoe plant en hulle kan altyd met die een kunsmiswaas. Dis presies wat die idee was. Sodat dit nie 'n oor en weer geryery is nie. Maar die punt is julle is fleksibel genoeg om daai vir hulle te kon verseker. Daai te kon wys. Dit vat so 'n bietjie lank. Ek meen mense design mos nog maar en ons stuur maar klomp sketse tussen heen en weer want ons moet inval wat die kliënt ook maar soek. So ons kyk hoe kan ons mekaar aan help. So jy sê wat hierdie een vat so 25-30 ton, nê? 25 ton, maar hy Andre. Okay, vir jou 25 ton, maar ja, vir my 30 ton. Vir jou kan dit 30, maar wil dit nie hardop sê nie, maar jy kan hom seker maar druk 35 toe op as jy nou reg. My mielies is swaar jong, jy weet. Ja, nee. En as daai wolkies daar oor die dinge is kom, nê, dan kyk, ek wil nie sê gaan 40 ton in hom kry nie, maar gaan try. Ek glo jy gaan definitief probeer en dan glo ek definitief jy gaan ons definitief nader oor 'n waarborg werk. Ja. Ons is nie bang vir dit nie. Ons gee 2 jaar waarborg op die staalwerk, die vakmanskap wat ons doen. Ek voel net 'n jaar is so bietjie min. Daar kan maar baie gebeur in 'n seisoen en 'n jaar se tyd. Dis presies. So in 2 jaar se tyd en op die einde van die dag, ons is ook maar hier om 'n beter produk te ontwikkel. En jy gaan nie die eerste foute in 'n jaar nie. Tweede jaar het hy weer hier 'n nuwe ding en dit. En ja, so wat ek van nou is, en ek meen ek kyk nou dis dieselfde as met julle diste en al die goeters. Ek gaan nie die ding uitmekaar uittrek nie. Daarvan is ek redelik seker. As ek die struktuur so kyk, ek gaan nie hom vinnig uitmekaar uittrek nie, nê. Man, ek wil nie vir jou sê nee nie, maar jy gaan dit seker as dit gebeur, gaan dit gebeur. Maar ons probeer hom so ontwerp dat dit vir jou moeilik is. Kom ons stel dit so. As jy die groot RX voor hom moet haak, moet jy weet jy's nou op die verkeerde pad. Definitief. Nee, ek dink jy kan enigiets regkry. Ek sal nou nie sê wat het hulle altyd gesê, wat kan jy afbreek met geweld nie, maar jy sal dit kan regkry. Ek wil gou by jou hoor, die kakebeenslaaner, nee, ja, wat nou hier is. Wat doen hy? Kom maar gaan wys vir jou aan die ander kant. Dan dalk makliker wees om te verduidelik. Ek gaan net daar nou sien ek Ons het net gesien dis makliker as om 'n pennetjie in te druk vir die ouens as hulle nou die goed moet haak en aan mekaar sit. Om hierdie auger nou daar te latch. Yes. Omdat dit so 'n verskriklike lang ding was dit 'n uitdaging. Ek weet dit was swaar. So die pennetjie het nie so lekker gewerk nie. So dit was net makliker vir die drywer om hierdie ding net oor te sit en om net hierso te trek dat hy inkom in sy posisie. Okay. So die pennetjie was moeilik geweest. En hy hou hom dan net in sy posisie. Hy hou hom net, hy latchelik nou maar amper sê onder net in sy posisie in. Okay, right. So nou verstaan ek. Yes. Nou as ek by daarso kom hy in en dan daai twee, daai penne wat daar is en dan latch hy basically daar in. Hy guide hom nou maar net dat hy so mooi as moontlik kan seël. Laat die kuns mos nou net nie mors in kere gaan. En dan hardloop hy daar en dan jy jou auger wat hierso opgaan. Auger gaan nie op en ons weet dit gebeur. Al is daar siwe daarbo wat 'n sak per ongeluk ingaan of 'n stuk plastiek. Ons weet dit gebeur. So daar is die deurtjie aan die onderkant. Maak hom oop en jy kan skoonmaak daar aan die onderkant by die auger. Maar hoor jy vir 3 seisoene lyk hierdie ouetjie nie sleg nie, hoor. Nee, ek dink dit is nou sy derde. Ek dink hy gaan nou vir sy derde seisoen. Hy het 2 seisoene definitief agter die blad. Want kunsmis is nie jou maat nie. Nee. Ek moet ook vir jou sê die eienaars van hierdie waans, hulle kyk mooi na die goed. Hulle kyk ook mooi na die goed. So dis altyd belangrik, Hulle vertoon ook mooi nog steeds. En sê net vir my flights op die auger, hoe dik is daai flights wat daar op is? Maar dit lyk so 300 pyp wat is daar. Ja, ek dink dit is 'n 270 pyp. Ja. So hierdie was 'n dunner flight geweest. Ons kon nie sulke dik flights insit nie. Die auger raak letterlik net te swaar. Okay. So hy het nou maar 'n gewone daai 3.iets millimeter flight wat hy in het vir die kunsmis. So die augers, hierdie een is nou spesifiek gebou wat hulle mense hom nou kan inswaai en inlatch tube. Maar jy kan hom ook bestel
dat hy hidrolies net, hy's permanent daarso, as jy hom nou nie wil bottom dump Ja. nie. Dat hy net hidrolies knak en weer oop knak. So amper soos hierdie tapkar. Amper soos die tapkar. Soos die tapkar ja, se tipe van ding waar hy nou knak net en terugknak, Yes. dan kan ek hom maak dat hy so ook. jy kan dit hierso ook doen. So as ek nou wil hê my drywer moet nou absoluut niks doen nie, dan gaan ek nou daai rigting, nê. Ja. Maar as die dit is- drywer dan so 'n bietjie moet werk, dan kan ek hierdie As jy voel dit is 'n leidrywer, ja, dan bestel jy weer die. So. wat jy wil sê is as ek die tapkar ry, of as ek hierdie kunsmisbaar ry, dan gaan ek daai rigting gaan, Yes, nê. jy gaan daai rigting gaan dan. Kom ons sê nie jy's lei nie, maar dis makliker so. Maar ek meen jy Maar- jy het ook mos nou nie soveel kunsmis Nee. tonne gewys wat daar deur gaan soos wat daar byvoorbeeld deur 'n tapkar. Nee, ek glo daarom nie Andre, maar ons weet die kunsmis, ek meen hulle almal se kunsmisaugers word uitgesluit. Dis 'n feit. Maar ek meen dan is dit redelik maklik, sit maar net 'n nuwe auger in en dan Nee, gaan jy jy- as jy Ongelukkig, maar by jaar 10 kom. ons is daarom tot nou toe amper op seisoen 3 en hulle het nog nie nodig gehad om hulle te vervang nie. Dit is So al dit 12 help goeie daarom. nuus. Ons is daarom al 2 seisoene verby. So. Sê vir my, wat se sizes kry ek om alles? Choopie, ons kan begin op 'n 12 ton, 10 ton, 12 ton wat ons kan begin. Dan sy nou maar enkel wiele, selfs soos wat 'n tapkar nou maar Ja, is. soos hierdie Ja, Wow. dan lyk hy maar baie naby soos hierdie en dan die grootes. Ek dink ons sal gaan tot op hierdie size. Dis vir ons 'n lekker billike size. Kilowatts gewys wat beskikbaar is altyd daai tyd van die jaar as dit nou planttyd is. So ek dink ons sal bly op hierdie size tot op maksimum van 25 ton. Ek dink ek dink is alright. Ek dink 25 ton kunsmis gaan jy darm al 'n entjie. Nee, jy kan gaan. As jy nog kort koop nog 'n wa. Dis ten minste 500 kg massa sakke, so dan is jy op die regte pad. Ek dink hy's alright. Ek dink hy sal gesond wees Andre. So, Uitstekend. Dis hy. Tero, dankie baie. dankie man. Right, so as jy 'n dik kunsmiswa soek, nê, nee, met 2 augers, dan chat met Stark en dan kan jy ook jou auger uitswing, kakebeenslaaner in posisie, einde van die storie en soos hy sê, 2 jaar waarborg op die vakmanskap en al die goeders van daai wil gedoen word. Linkie bo of onder. Tot volgende keer. Groete.